Uw vriende, ons wil u ook so groet met 'n teksvers wat u sekerlik maar kan toepas in u lewe. Daar in Spreuke 3 vers 3 staan hierdie woorde: laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafels van jou hart. Nou ja, mag dit sekerlik altyd so wees, en mag die Here dit so gebruik en dat hy ook so verheerlik sal word in elke opsig dan. Nou wat die afkondigings betref, liewe vriende, die dienstye, Sondagoggend is om 9:00, die aanddienste is om 5:00 wat ons hier by mekaar kom, en dan is daar die biduur, dis Woensdag aand om 7:00, wat ons saamkom om te bid. Kom ons as kinders van die Here kom, en ons bid, ons moet bid vir ons land, ons sien al die dinge wat gebeur, en met my hele hart, liewe vriende, is ek nog meer oortuig as ooit, daar is nie 'n ander oplossing en 'n ander weg om te volg as om te bid nie. Ons gaan nie enige duik, enige verskil maak, en behalwe om mense kwaad te maak en opstandig te maak, maar as ons bid en God werk, dan is daar 'n verskil. So kom ons vertrou die Here sê ook in sy woord vir ons, dis die weg, as ek maar ek wil nie na vanoggend se boodskap nou terugverwys nie, maar dikwels elke keer in die Bybel, wanneer die volk in moeilikheid was, of van hier af weggegaan het, wat het hulle gedoen? Toe hulle begin bid, en tot die Here roep, toe die Here dinge verander. So kom ons kom by mekaar, en nou ja, as die ander nie wil nie, kom ons bid dan. Daar was verhale, liewe vriende, van herlewing wat ontstaan het, oor die 2 ou tannies was, wat tot die Here begin roep het, later het dit ander ook aan die brand gesteek, maar hulle het verlang, hulle 2 alleen gebid, en die ander wou nie, maar hulle het gebid en die Here toe nou groot dinge kom doen dan ook. Net so met die susters bid hier ook, dis om 9:00 Woensdagoggend, en die Sondagskool om 8:00 dan. Dan, liewe vriende, vra ons vir om saam te bid elke dag vir die redding van siele, die heiliging van die kinders van die Here, finansies, die kweekskool, kom ons hou die Here vas vir hierdie sake dan ook. Dan, liewe vriende, vir hulle wat dan siek is dan, ook kom ons bid vir hulle, vir Koos Oberholzer, vir Tannie Tarina Engelbrecht, vir vir Tannie Tolla, en dan vir Madeleine Botha. Oscar het gevra dat ons besonderlik net sy dank en 'n waardering oordra vir die voorbidding vir hom ook, en ons bid nog vir Tannie Annetjie Fourie, en dan vra Okkie Kutse ook dat ons nog steeds vir hom saam bid, ook dankbaar vir wat die Here kom doen het na die heup, met die operasie dan nou, maar kom ons hou die Here vas ook vir hulle, dat die Here vir hulle besonderlik ook so sal seën dan. Dan, liewe vriende, wat die verjaarsdag betref, het ons nou vanoggend dan ook so genoem dan, vir Adrie wat verjaar, en Wilna wat dan vandag verjaar dan ook, en dan ook vir Tannie Tarina wat die 4de verjaar, en dan is dit so ook die 6de wat Katie Pryd dan ook verjaar, en dan ook Albert Lombard dan ook so die 6de verjaar dan. So ons vertrou dat die Here vir die elkeen so baie ryklik ook so mag seën, en besonderlik ook so vir Tannie Tarina vanaand saam, mag die Here baie ryklik seën dan. Dan, liewe vriende, die 15de tot die 18de Februarie, dis nie volgende Sondag nie, so 2 weke van nou af, dan begin ons met die verootmoedigingsreeks dienste, Nartes Bormans, die mondstuk van die Here, en ons wil die uitnooi. Kom soek die Here, soos ons vanoggend ook vir u genoem het, ons glo u sal dit doen, u kan ander mense sekerlik ook so nooi, waarlik, die Here sal sekerlik vir u met u kom ontmoet, as u hom so kom soek, en ons bid daarvoor dan ook saam. Weeklikse voorbidding, ons bid hierdie week, as gemeente vir Andries en vir Jacques Nienaber, bid ons ook so saam, en mag die Here ook vir hulle so versterk en leiding gee, en ons dank die Here wat hy kom doen. Na afloop van die diens is jy welkom vir 'n koppie koffie of tee, daar by ons by die pastorie dan ook, en ons vertrou dat die Here ook dit so mag seën dan. Baie dankie, dink dis al die afkondigings, dink nie as nog iets wat ons moes noem nie, kom ons nader dan tot die Here. Ons slaan ons oop tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. En ons dierbare Here, wanneer ons na die hemel en die aarde kyk, dan besef ons u almag, ons besef u wonderlikheid en die heerlikheid wat daar is, Here, en dan dat u na ons as nietige mens toe neerbuig, in liefde, om ons te red en te verlos, omdat u in die kruis u lewe gegee het, en deur die kosbare bloed, volkome vergifnis vir elke mens wat na u toe kom kan gee. Here, u verlos van alle sonde,
En net so ook, Here, van Satans mag en Satans krag, is U die een wat verlos en vry maak. Die oorwinning is dit wat U kom behaal het vir elkeen wat wil. In U woord sê U dit, Here, as ons wil, kan ons kom. En Here, en U sê, hy wat na U toe kom, sal U nooit uitwerp nie. En daarom het ons hierdie versekering dat ons met vrymoedigheid na U toe kom. U wil verlos, U wil reinig, U wil red. Dis tog waarom U lewe gegee het. En nie oor ons iets is nie, maar absoluut net omdat U ons liefhet. En ons bid, Here, dat hierdie wonderlike waarheid tog in mense se harte mag inkom, dat hulle blinde oë geopen mag word om die geestelike waarheid raak te kan sien en te besef. Hulle kan nie aangaan op 'n weg om die duiwel te dien en te verheerlik en dink dat hulle met U vrede sal hê, dink dat hulle nie eendag in die hel sal beland nie. Maar Here, dat hulle oë geopen mag word en hulle tot U sal roep, omdat hulle verlorenheid, hulle nood, hulle erns besef van hulle situasie en U kom red kosbare siele. Ons bid daarvoor. Ons bid vir die kinders, Here, dat ons heilig mag lewe, dat U vir ons daardeur kan gebruik en aanwend, dat ander by U mag uitkom, dat U vir ons as 'n voorbeeld daar kan stel in hierdie wêreld, en dat mense by U mag uitkom. Ons weet die tyd is min, Here, en daarom weet ons, terwyl die dae al hoe boser word, en die Satan met al sy lustigheid sekerlik neerdaal, oor hy ook weet dat die tyd min is, Here, en hy reken dat die koms ook naby is, net soos ons. En daarom wil ons vir U vra, Here, gee dat ons met alle ywer opnuut sal kom werk. Wil U nie herlewing kom gee, dat daar opnuut oor ons land 'n roepe na God sal wees, en 'n nasie en 'n volk sal terugkeer tot U, Here, om in U weë te wandel, om U te behaag. En ons roep U daarvoor, en begin by ons, en gee dat ons, Here, ook so algeheel aan U oorgegee en toegewys sal wees. Amen. Nou, liewe vriende, ons wil U dan nooi om die woord van die Here oop te maak, en wel daar by Genesis, die 5de hoofstuk. Genesis hoofstuk 5 gaan ons daarso dan ook saam lees vanaand dan. Ek dink baie van U mag hierdie hoofstuk sekerlik al gelees het. Ons gaan nou nie die hele gedeelte daarvan saam lees nie, maar ons gaan so 'n groot gedeelte daarvan saam lees. Ons sal nou vir U so noem, waar ons dan saam lees, Genesis hoofstuk 5 dan. Genesis hoofstuk 5, liewe vriende, kom ons gaan daar so saam lees, daarvan af die 18de vers. Genesis 5 vers 18. Toe Jered 162 jaar oud was, het hy die vader van Henog geword. En Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Jered 962 jaar, en hy het gesterwe. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Matusalech geword. En Henog het na die geboorte van Matusalech nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Toe Matusalech 187 jaar oud was, het hy die vader van Lamech geword. En Matusalech het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Matusalech 969 jaar, en hy het gesterwe. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwerk, en hom Noag genoem, want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk, en oor die moeitevolle arbeid van ons hande, wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. En Lamech het na die geboorte van Noag nog 595 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was al die dae van Lamech 777 jaar, en hy het gesterwe. En Noag was 500 jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Net tot daar uit die wonderlike woord van die Here, mag die Here dit dan ook so ryklik seën,
en dat hy ook daarin so verheerlik sal word. Nou liewe vriende, ons wil nou vanaand met u deel, na ons nou die geslagsregister gelees het, en ek kan dalk so begin, vra, is die geslagsregister belangrik, liewe vriende? En dit moet belangrik wees, want dit is in die Bybel. En is toch baie keer wat ons het nou al gelees het, en ons het nou nie altyd alles verstaan en begryp nie. Ek dink nie ek is die enigste een, veral toe ek nou jonger was, wat nou, jy weet nie, jy lees maar net 'n klomp name, en hoe oud mense geword het, en partykeer beteken dit nie te veel vir 'n ou nie. En liewe vriende, en dan is dit sekerlik so, terwyl die Here dit ingegee het in sy woord, wil hy sekerlik daardeur met ons praat, en eintlik het daar 'n gedagte in my hart so in die week ontstaan, en die gedagte is, onbekend en onbemind by die wêreld, dis hoe die kinders van die Here is. En hulle verag die kinders van die Here, en maak het eintlik nou maar soort van niks. En daarom wil ek vanaand met u dan deel onder hierdie tema, onbekend en onbemind by die wêreld, liewe vriende. En as ek vir u moet vra oor hierdie manne wat ons nou vanaand hier saam gelees het, wat weet u van hulle? Dan gaan die meeste van ons baie dinge oor Noag sekerlik kan sê, né? Sal u baie oor Noag kan vertel? Almal van ons kan vertel oor die ark en so meer. Ek wil 'n teksvers op die bord sit vanaand, net soos inleiding, en vir u die teksvers lees, en dan wil ek vir u 'n vraag vra. Kom ons sit die teksvers op die bord. En Noag was 500 jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Nou het ek vir u 'n vraag. Ek wil hê jy moet bietjie dink oor ietsie. Was Sem, Gam en Jafet dan 'n drieling? Nou moet jy nou maar sê. Daar, antwoord maar in die hart. Was hulle drieling of was hulle nie drieling nie? Kan hulle drieling gewees het? Wel, weet nou nie. Goed, ek gaan vir u nog 'n teksvers vir u vra, nog iets vir u vra, liewe vriende. Hoe lank dink u het Noag, terwyl u hom nou die beste ken uit hierdie mense hierso, en wat ons al gelees het, hoe lank dink u het Noag gebou aan die ark? Of wanneer, of watter ouderdom het hy begin bou aan die ark? Wel, as jy nou gelees, Noag was 500 jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Nee, nou weet u, Sem, Gam en Jafet en hulle vroue was in die ark gewees. So hulle was nou al bietjie ouer mense, en ons kan nou nie sê hulle was nou maar net in hulle 30's, of hulle kon gewees het, hulle kon in hulle 30's gewees het, en hulle was teen daai tyd al volwasse manne gewees, en die vrouens was sekerlik ook so volwasse gewees, het kon gewees het, liewe vriende. So, of was hulle nou dalk 100 of 200 jaar oud, want ons sien nou gesien hoe oud het hierdie mense geword, hulle het baie oud geword, liewe vriende. Noag was 500, toe lyk dit vir ons, of toe sy eerste kinders gebore is, Sem, Gam en Jafet, 500 jaar oud. So, hoe oud was Noag dan nou gewees, toe hulle met die ark dan nou begin het, liewe vriende? En nou is dit interessant, dat ons nou net daarna lees in Genesis 7 vers 6, lees ons, en Noag was 600 jaar oud, toe die watervloed oor die aarde gekom het. So, hier is nou ietsie baie interessant. Tussen 500 en 600 jaar, daartussenin, het hy begin werk aan die ark. En eintlik moet ons sê, dit moet nader daaraan wees, nadat Sem, Gam en Jafet, is nou, wys hulle, wie is die ouens nou weer, nou het ek hulle name nou nie vergeet, Sem, Gam en Jafet, ja, is reg, toe Sem, Gam en Jafet, liewe vriende, toe hulle nou daar so gebore is, na hulle gebore is, lyk het vir my, toe moes hulle begin het met die ark. So tussen hierdie 500, kom ons sê 520, tot 600 jaar toe, liewe vriende, hierdie 80 jaar, tydperk, min of meer, dalk bietjie later, daar's nou 'n verskil by die Bybelmense, is dit nou 80 jaar, is dit 50 jaar, van hulle sê tussen 50 en 100 jaar, is seker 'n veilige roep om te sê. In daai tyd, dis min of meer hoe lank dit vir Noag gevat het om die ark te bou, ten minste 50 jaar. Kan ons sê, wat het hulle geneem het om hierdie ark te bou, liewe vriende. En nou is weer eens die vraag, liewe vriende, waarom kom hulle by 50 jaar uit? Wel, ons kry so 'n bietjie antwoord daarin, as ons vir u nou weer sou vra, was Sem, Gam en Jafet, was hulle 'n drieling gewees?
En nou weet ek, iemand het daarom hier nou nog die kop geskit en gesê nee. En so was hulle drieling, liewe vriende. As u nou in die Bybel gaan lees, sal jy agterkom, hulle kon nie 'n drieling wees nie, want ons lees in Genesis 9 vers 24, toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het. Sem, Gam, Jafet. Wat sy jonger seun hom aangedoen het, of een van die jonger seuns, liewe vriende, wat hom aangedoen het, is dit baie duidelik dat daar 'n ouer en 'n jonger seun was. Maar dit staan ook in Genesis 10 vers 21. En ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore. So baie duidelik word dit nou vir ons gewys dat Sem was die oudste en dan was dit die ander twee was nou die jonger broers gewees dan ook. Gam wat nou die verskriklike ding aan sy pa gedoen het, liewe vriende, en hierdie ander twee seuns wie die Here besonderlik dan ook so kom seën het. Inteendeel, liewe vriende, as u nou moet sê wat u van hierdie mense weet, dan moet ons nogal sê, daar is uitdrukkings in die Bybel, het u al gelees in die Bybel van die God van Abraham, van Isak en van Jakob. Jy al gelees so in die Bybel? Nou hoor jy, liewe vriende, het jy al gehoor dat hierdie teksvers in die Bybel ook staan, Genesis 9 vers 26. Verder het die Here gesê, geseënd is die Here, die God van Sem. Die God van Sem, net soos Abraham, Isak en Jakob, hulle het nou later gelewe, so was God die God van Sem gewees. Sem het die Here gedien. Wat 'n wonderlike saak om dit te sien, liewe vriende. Sem was natuurlik ook die een uit wie die Messias dan later gebore sou word. Dit is 'n deel van die stamlyn gewees, liewe vriende. Die wonderlikheid wat daar oor hierdie mense vertel word. Onbekend, onbemind, liewe vriende, en mense weet nie so baie oor hulle nie, en oor mense nie baie Bybel lees nie, weet hulle nog minder oor hulle, en vir ons wat dalk bietjie meer Bybel lees, liewe vriende, daar nou vanaand dalk 'n vraag of twee gekom, wat u nou oor gewonder het, hoe sou dit nou gewees het? Maar ek vertrou het nou antwoord min of meer gekry, wanneer het Noag begin met die ark, en watter ouderdom is hy in die ark in, en dat hy daarom ook nou antwoord het oor die drieling. Dit was toe nie. So, liewe vriende, ons wil dan nou so bestaan, hulle wat onbekend en onbemind is by die wêreld, is by God hoog geag. Ek dink nie dis verkeerd om vanaand te sê, liewe vriende, Sem, wat nou groot geword het, na Noag se huis, hy het ook maatjies gehad, en al sy maatjies, sy ouers, en sy maatjies was goddeloos. Soos hulle ouer geword het, liewe vriende, het Sem agtergekom, ek het nie maatjies nie. Want hulle almal leef in die vreeslikste sondes. Hulle het geen tyd vir die Here nie. Hulle het geen agting vir die Here nie. En al waar Sem iets oor die Here gehoor het, was daar in die huis. Noag het tog 'n wonderlike getuienis, sy pa het 'n wonderlike getuienis hoe hy vroom en opreg en Godvreesend gewandel het onder sy tydgenote. En dus hoe hy was, en hy het net sy pa gesien, wil ek nou sê wat die Here gedien het nie. Hy het nie een ander oom of tannie of enigiemand anders gesien wat die Here gedien het nie. En Sem het nie opstandig geword teen sy pa as 'n tiener, en sy pa weet nie wat gaan aan in die mense se lewe, en pa weet nie wat die tieners is nie, en pa weet nie meer hoe ons moderne ouetjies is nie. Dis mos wat die jong mense vandag sê, liewe vriende. Nee, hy het eerbied en respek vir sy pa se verhouding met God gehad, liewe vriende, in so mate dat Sem iemand geword het wat gesê het, die God van Sem. Hy het net so ook met die Here gewandel. Hy het net so groot aandeel gehad, liewe vriende, in die bou van die ark. Ja, die Here het aan sy pa die planne gegee, en hy moes dit sekerlik so deurgegee het in die werk, en hoe alles moet gebeur, maar Sem het net so geweldig bygedra. En dis die wonderlikheid, liewe vriende, wat ons in hulle sien. Maar ek wil so 'n bietjie terugbeweeg, liewe vriende, as u nou moet sien dat Sem het in hierdie huis groot geword waar sy pa die Here gedien het, en hoe hy dan ook by die Here uitgekom het, natuurlik, en hy moes die Here ook so gedien het, liewe vriende. En ons sien dit in baie van sy optredes, toe sy broer verkeerd gehandel het met sy pa, hy en sy ander broer,
reg opgetree. En hulle het 'n wonderlike seën van die Here ervaar. Jy kan bietjie gaan lees in die Bybel. Ek wil nou nie al die dinge vir u sommer net so gee nie. Gaan lees dit daar in die Bybel en jy sal sien hierdie dinge wat die Here kon doen het. En liewe vriende, nou lees ons daar in Genesis 5, ek wil daar by vers 18 begin. Daar staan, toe Jared 162 jaar oud was, het hy die vader van Henog geword. En Jared het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Nou let net gou op, toe Jared 260 jaar oud was, het hy die vader van Henog geword. Hy het 260 jaar, toe word hy die pa van Henog. En na die geboorte het hy nog 800 jaar gelewe. Nou, jy moet nou die twee getalle onthou. 260, en dan wil ek sê, jy kan nou die 365 jaar nou bysit, wat Henog oud was. Met ander woorde, Henog het dood gegaan, of is weggeneem, God het hom weggeneem, terwyl Jared nog geleef het. Nou lees ons, so was dan al die dae van Jared 962 jaar, en hy het gesterwe. Nou net gou om dit vir in perspektief te sit, liewe vriende, Jared was die tweede oudste man in die Bybel, van wie ons lees 962 jaar, toe is Henog, sy seun, is 365 jaar, is nogal vir my opvallend, dat dit die getal 365 jaar is, en dat Henog die man is, ons gaan nou 'n bietjie meer daarby uitkom, wat sê, dat hy het met God gewandel, en daar's mos nou 365 dae in 'n jaar. Dalk wil die Here vir ons sê, wandel met my. Maar nou, liewe vriende, dit sommer net inlees daai, hoor, daar's nou niks feite daaraan nie. Dan Matusalem, dit was nou Henog se seun. Hy het 969 jaar oud geword, liewe vriende. Hy was die oudste in die Bybel gewees. En tog, liewe vriende, moet ons nou sê, tussen Jared en Matusalem het daar 'n besondere man geleef, 'n man met die naam van Henog wat met God gewandel het. Maar Matusalem se seun was Lamech, en hy het amper, baie sal nou sê, die heilige nommer 777 jaar oud geword, liewe vriende. Maar Lamech moes ook die Here gedien het. En hy moes ook met die Here gewandel het, in so mate dat sy seun Noag was die een wat die Here gekies het om die ark te bou op grond van Noag se heilige lewe en toegewyde lewe aan die Here, het die Here hulle gekies. Liewe vriende, hierdie manne mag by die wêreld onbekend wees en onbemind wees, maar in die hemel was hulle bekend en bemind. Liewe vriende, in die hemel was as hierdie manne so belangrik geweest dat hulle name in die woord van God opgeteken moet word, nie om dowe neete nie. Die Nuwe Testament sê alles wat in die Ou Testament opgeteken is opgeskrewe as voorbeelde, as waarskuwings op ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. En dat die Here hierdie manne een en elkeen wil gebruik om in ons hart en lewe sekerlik so te wil te kom werk. Liewe vriende, onbekend, onbemind, as u in enige oomblik in hierdie wêreld voel, ek is onbekend en onbemind en van geen nut nie, dan moet ek vir u sê, as u gered is, u is nie in die regte verhouding met die Here nie. Want die kinders van die Here, wat in die regte verhouding met die Here was, liewe vriende, of hulle onbekend, onbemind, onregverdig behandel was, reg deur die hele woord van God, het nooit in hierdie gat van selfbejammering geval en gesê, wat nie meer. Daar het net een ding vir hulle saak gemaak, wat sê God oor my? Wat sê God oor my? Behaag my lewe die Here. En as daar nou man is in die Bybel, liewe vriende, wat vir my uitstaan, ek moet nou sê, regtig vir my so bietjie ver uitstaan bo die ander ouens, wat betref sy verhouding met die Here, dan is dit hierdie einste man, Henog. Ons lees oor Henog net 'n paar verse oor hom, in die Nuwe Testament is daar verwysings ook na hom, maar in Genesis 5 vers 21 staan daar, toe Henog 65 jaar oud was, ek wil nou net sê, ek was die 500 nie. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Matusalem geword, en Henog het na die geboorte van Matusalem nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seuns en dogters gehad. Normale lewe,
Maar wat uitstaan van hom is, hy het met God gewandel, liewe vriende. Nou sê die Bybel dan verder daar in vers 23 en 24, so was dan al die dae van Henog 365 jaar, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Liewe vriende, dit word in hierdie gedeelte sekerlik 2 keer so benadruk, in hierdie 4 verse word dit 2 keer benadruk, dat hy het met God gewandel. En nou moet ons sê, onder sy tydgenote, was Henog sommer vinnig weggeneem. As jy dink, hy het amper maar 'n derde so oud geword, as min of meer, as wat sy pa en sy seun geword het. Liewe vriende, dit was die tyd wat hy daar was. Maar hierdie man het met die Here gewandel, en die Here het vir hom sekerlik wonderlik geseën. En nou is hy nie verskoon dat ek dit sê, dis nie soos met Dawid en Abraham en die ander manne in die Bybel wat ook wonderlik deur die Here gebruik was, wat tot op 80 jaar of hoe oud geleef het nie, vir nog 300 jaar wandel hy met God. Jy weet, die wêreld maak nogal 'n groot opgang van dinge wat mense bereik. En daar's vandag soveel wat jy kan gaan oplees oor mense wat sekere dinge bereik het in hierdie wêreld van die mense se bestaan af. En daar word baie gemaak, liewe vriende, natuurlik oor toe die elektrisiteit en allerhande dinge toe dit ontdek is, groot dinge wat mense aangevang het in oorloë en die sukses wat hulle behaal het en die plekke wat hulle gebou het. Daar word baie gesê, liewe vriende. Maar weet jy, as ek dit begin meet, die wonderlikheid van wat mense doen, en ek begin dit te meet aan kinders van God, wat in die Bybel vir my beskryf word, dan lyk hulle glad nie so goed nie. As jy dink aan die ark alleen, wat Noag gebou het, jare, duisende jare vooruit, was dit gebou. Hoe dit gebou was, wat dit moes doen. Liewe vriende, as jy daaraan gedink dat daar 'n man op hierdie aarde was, hoor nou, daar was 'n man op hierdie aarde wat vir oor die 300 jaar aan een met God gewandel het, ononderbroke. Hy was so oorgegee aan die Here, hy was so toegewy aan die Here, hy het nie sonde toegelaat in sy lewe nie. En nou wil ek vir jy nou by sê, sy kindertjies is ook in sonde ontvang en gebore. Hulle was nie die soetste kindertjies, hy was normale omstandighede, maar hy het met die Here bly wandel. In so mate, liewe vriende, was dit die wonderlikheid van die Here in sy wandel met hierdie man, dat die Here hom weggeneem het. En ek glo dat hy een van die 2 getuies gaan wees aan die einde. Nou, liewe vriende, so het hierdie man met die Here gewandel. En daarom wil ons kom sê, kinders van God, wat het hierdie manne so wonderlik gemaak? Kom ons sê, onbekend, onbemind met die wêreld, maar u wandel met God. Dis belangrik. Genesis 17 vers 1 sê, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Ek moes hierdie teksvers insit, liewe vriende, oor watter rede? Wel, jy almal is nou gefokus op die ouderdom, en jy almal het nou opgeleid, is 99 jaar oud gewees. Nou is daar party wat sê, jong, ek het nou al bietjie my lewe bietjie verby laat gaan. Ek is nou nie soos hier nog wat so vroeg nou al met die Here nie. Is dit nie te laat vir my nie? Nee. Vir op 99 jaar het die Here vir Abraham gesê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Liewe vriende, in Levitikus 26 vers 3 staan daar, as jy aan my insetninge wandel en my gebooie hou en dit doen, wandel hierin. Dis waar ons moet nie wonder waar ons wandel nie, dis waar ons wandel. En dan in Levitikus 26 vers 12 sê, en ek sal in julle midde wandel en vir julle God wees en julle sal vir my volk wees. Die wonderlikheid dat die Here sê, dis wat ek sal doen. Weet, as ons met die Here wandel hy met ons. En nou kom die Nuwe Testament en hy sê in Efesiërs 5, hierdie 3 teksverse, vers 2, vers 8 en 15 sê, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. Jy weet hoe jy moet wandel in hierdie liefde soos Christus jy lief gehad het, en vir hom, vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur.
Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Weereens, moenie wonder hoe nie, dis hoe ons moet wandel. En dan sê vers 15, pas dan op dat julle nou geset wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyse. En dis hoe ons sekerlik in hierdie wêreld wandel, liewe vriende. En nou moet ek nie die wêreld se reëls en metodes aanleer om te sien nie. Nee, jou verhouding met God. Dis wat jou wandel gaan bepaal. Nie iets anders nie. Nie jou kennis, nie jou intellek nie, nie jou oulik nie. Jou verhouding met die Here bepaal jou wandel. En dis hierin wat daar gesê word, dat ons daarin moet wandel. Inteendeel, liewe vriende, die Here het 'n baie sterk beskrywing gegee van hoe kragtig so wandel met die Here is. Weet jy dat die Bybel 'n baie duidelike, praktiese voorbeeld wat alle mense mag raak. Alle mense mag raak. Het die Here 'n duidelike voorbeeld in die Bybel gegee hoe hierdie wandel is. En hoor nou hiersom. Dikwels, voor ek die teksvers opsit, dikwels gebruik ons hierdie teksvers net in die een kant toe en ons mis hierdie saak oor die wandel. En dis daar in 1 Petrus 3 vers 1 en 2 wat sê, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godsvreesende wandel aanskou het. Nou baie keer pas nie verkeerd nie, word hierdie teksvers nou gebruik in die huwelik. Mevroukie, dis wat die Bybel, dis wat die Here sê, dis hoe jy moet leef. As jy nou met 'n man getrou het wat ongered is, dis hoe jy moet leef. As jy hom wil wen, jy gaan nie op 'n ander manier wen nie. Jy gaan nie hom wen deur saam met hom sonde te doen en verkeerde dinge te doen en toe te gee aan dit. Nee, jou reine, godsvreesende wandel. Dit sal hom wen. En daar's genoeg getuienisse oor dit. Maar nou, liewe vriende, wil ek dit vanaand nou nie net toepas net op die vroue in 'n huwelik nie, liewe vriende. Enige kind van die Here, was jy 'n goddelose baas het, 'n goddelose, as daar 'n man is wat 'n goddelose vrou het, dit gebeur ook. Dis wat jy moet doen, wanneer jy julle reine, godsvreesende wandel aanskou. Nou as jy vir my vra nou in die begin, liewe vriende, het die Here gedien? Ek dink hy het. Het Matthieseleg die Here gedien? Ek dink hy het. Maar Henog het 'n besondere wandel met God gehad. En hy word uitgelig. En nou moet dit sekerlik so vir ons aanspoor om te sê, Here, maar dis wat ek wil hê. Kind van die Here, ag, jy mag onbekend en onbemind wees by hierdie wêreld en dit maak nie saak wat hulle dink nie. Die saak vanaand is wat u sê, Here, ek kan met u wandel. Dit behoort 'n verkoking, 'n verblyding te wees. Dit moet die anker wees, dit is die beginsels waarvolgens ons leef en inrig in ons lewe, ons wandel met die Here. Maar daar's nog iemand in die Bybel, liewe vriende, so 'n bietjie aan, wat ook heeltemal onbekend is, maar 'n geweldige verandering bewerk het. En dit is 'n ou dogtertjie, ons lees van haar daar in 2 Konings 5 vers 1. En Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee, en die man was 'n dapper held, maar melaats. Nou sê vers 2, en die Arameërs het in bendes uitgetrek, en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer, wat in diens van Naaman se vrou gekom het. Kyk hoe beskik die Here dit nou, dat hierdie klein dogtertjie in diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê, ag, was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria was, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Nou, liewe vriende, en ek dink jy ken nou die verhaal verder. Hy het gegaan en sy melaatsheid is toe nou weggeneem met alles wat gebeur het met Gehasie en so meer, maar dit is toe weggeneem. Maar weer eens, liewe vriende, ons lees so vinnig oor hierdie verhaal, en ons kom so daar, waar hy by die profeet kom en met Gehasie en al die dinge. Ons is so by dit besig, liewe vriende, ons mis waar alles begin het. Iemand wie se naam nie eens in die Bybel genoem word nie. 'n Dogtertjie, liewe vriende, wat as gevangene weggeneem word. En ek wil 3 dinge oor haar noem. Die eerste een is, al is sy as gevangene weggeneem, weg van haar ouers af, vreemde afgods aanbiddersplekke, is sy deur God bewaar. 2, sy het 'n vaste geloof gehad.
Sy het geweet wat die Here kan doen en gedoen het. Sy het dit beslis geleer en dit moet vir ons iets sê oor haar eie verhouding met die Here. 3. Sy het 'n blye boodskap gehad wat sy kon oordra. Let op, sy sê vir haar meesteres, ag was sy maar daar by die profeet. Sy het nie met haat in haar hart gesit, hierdie man en vrou wat my weggevoer het, sy het probeer goed doen aan hulle. Sy het regtig probeer goed doen. Sy het hierdie blye boodskap gebring, daar is genesing. As sy mos nou met haat in haar hart gesit het, het sy elke dag daar gesit en lekker gekry terwyl hierdie man melaats is. Maar haar hart kon dit nie. Net soos wat 'n kind van die Here se hart nie kan toesien dat iemand ons sonde bly en deur die duiwel verwoes word nie. Jy kan dit nie daar los nie. Jy wil en jy sal hierdie blye boodskap bring, liewe vriende, wanneer jy in 'n verhouding met die Here is en jy het hierdie vaste vertroue in wat God kan doen. En liewe vriende, en hierdie dogtertjie het daartoe gelei dat 'n groot man voor sy Heer en voor die koning 'n groot man geword het in die hemel. Want hy later tot bekering gekom. En liewe vriende, mag dit sekerlik so wees dat u vanaand kan sê, Here, weer eens leer ek uit die woord uit, dit maak nie saak wat wie dink en of hulle my naam ken of nie ken nie. Ek wil vir u doen wat ek kan doen. My verhouding, my wandel met u moet dit wys. Daar is 'n verdere groepie mense wat ek vir u wil noem, liewe vriende. En voor ek hulle vir u noem, wil ek vir u weer 'n vraag vra, amper nou maar weer soos met Noag. Was dit nou 'n drieling? Hoe lank, wanneer het hy begin met die ark en so meer? Wil ek vir u 'n vraag vra en iemand my vergewe dat ek dit nou so vra. Maar ken u die 12 apostels? Sal u hulle name kan noem? Ek weet almal sal nou seker kan sê Johannes en Petrus en so aan. Ons sal seker die makliker name kan sê, maar ken u die 12 apostels? In die week, liewe vriende, Friedrich vir my genoem, hulle wil daar, ek dink is reken by die susters bid het die mense daar gevra, nie, maar hulle wil nou elke week 'n ander disipel, een van die 12 apostels, wil hulle nou hanteer. Elke week 'n ander een. En ek dog toe, dit gaan 'n bietjie moeilik wees. Maar daar's party van hulle wat daar nie baie oor gesê word nie. Kom ons kyk, liewe vriende, of u hulle name ken. Kom ons sit hulle daar op die bord. En dit is die name van die 12 apostels, die eerste Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer. Dink die meeste van u dit sekerlik geweet. Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer. En ek dink jy almal weet ook wat hulle gedoen het. Hulle was vissers gewees, liewe vriende. En dan lees ons verder aan Filippus. En ek weet nie wat jy van hom weet in die Bybel nie. En Bartolomeus. Wat weet jy van hom in die Bybel? En Thomas, behalwe dat hy nou ongelowig was en toe met die wonde van die Here. En Matteus, die tollenaar. Ken jy seker Jakobus, die seun van Alfeus. En Libbeus, wat genoem word Thaddeus. Weet jy wat Libbeus gedoen het? Wat lees jy van hom in die Bybel, liewe vriende? Dan, liewe vriende, word daar ook verder gewys na Simon Kananites. Weet jy wat hy gedoen het in die Bybel? En dan Judas Iskariot, die een wat hom verraai het, hom ken ons daarom weer. So nou is hier 'n paar name hierso, liewe vriende, van hierdie disippels. Wat as ek u nou moet vra, wat het Simon Kananites gedoen? En dan verwys ek nou nie dat u na gedeeltes verwys uit die Bybel toe die Here almal uitgestuur het en hulle teruggekom nie. Spesifiek, soos wat daar met Petrus spesifieke dinge aangekoppel kan word, en Johannes en Andreas en Filippus en so, daar kan spesifieke dinge aan hulle gekoppel word, liewe vriende, en hulle het 'n groot rol sekerlik gespeel, maar hierdie ander, wat die Here gekies het, liewe vriende, het net so 'n groot rol gespeel, dit word dalk nie altyd in die Bybel so genoem, alles wat hulle, die Here sou hulle nie gekies het, as hulle nie opreg was, en as hulle deel van die was, wat God gesoek het nie. Maar ek dink ook vir hierdie rede, het die Here nie alles genoem wat hierdie kinders van hom gedoen het nie, liewe vriende. Want anders sou dit elke keer net daaraan gekoppel word. Net as jy bekend is
en bemind is, word jy erken as iemand wat iets vir God doen. En dis nie so nie. Jy sien, die Bybel wil dit oorbeklemtoon, jou verhouding met die Here. Kom ons sê dit, liewe vriende, kom ons sê dit, Simon Kananites. Ons kan dit met sekerheid sê, sy verhouding met die Here was reg. Hy was daar gewees, liewe vriende, in Getsemane ook, en hy het ook later pad gegee met die kruis. Hy was daar gewees toe die Here opgestaan het. Onthou jy die eerste keer toe die Here opgestaan? Hy was daar, Thomas was nie, maar hy was daar gewees. Hy was deel van die groep, liewe vriende, wat gaan wag het op die belofte van die Vader, die Heilige Gees. Hy was deel van hulle, wat die evangelie daai dag ook uitgedra het, en daai mense tot bekering gekom het. Hy was deel van dit. Sy verhouding met God kan jy nie mis nie. Jy sien, liewe vriende, hulle name is in die Bybel vir ons daar gesit om ons as kinders van God te herinner hieraan. Jou verhouding met die Here, dis wat tel. Nie hoe bekend, nie hoe bemind nie. Al doen die res van die wêreld verkeerd, Noag, jy doen die regte ding. Jy weet, inteendeel, ons mag baie ding van, sê maar Petrus en Johannes. Kan ek dit met aanname maak? Petrus en Johannes is dalk die by verre, dalk die bekendste van al die disippels wat daar was. Liewe vriende, maar die wêreld het nie veel van hulle gedink nie. Kom ek lees vir die. Handelinge 4 vers 13 sê, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd, maar hoor nou, en het hulle as metgeselle van Jesus erken. Liewe vriende, hulle het een ding geweet, hierdie ouens is nou nie baie geleerd nie, en hulle is sommer eenvoudige ouens, maar een ding, hulle het 'n verhouding met die Here. Hulle wandel met die Here, en so is hulle uitgeken, liewe vriende, en hulle het baie naby aan die Here gewandel dan ook. Die laaste wat ek vir u wil noem, liewe vriende, is, ek wil vir u hierdie twee name op die bord sit, Basaliel en Oholiab, dink ek is hoe jy dit uitspreek. Iemand het eendag my gesê, om dit maklik te onthou, moet jy sê olielap. Dan is dit nog makliker om dit te onthou. Maar liewe vriende, nou is Basaliel en Oholiab daarsom. Weet u wie hulle is? Ek sien so hier na 1-2 koppies knik, hulle weet wie dit is. Liewe vriende, en kom ons kyk dan gou-gou, wie was hierdie manne gewees? Sou u dink dat hulle enige iets groot sou doen in die Bybel? En as ons na hulle twee kyk, liewe vriende, was hulle twee van die manne wat geweldige groot en 'n belangrike en verantwoordelike werk gehad het. As u dink Noag moes die ark bou, en dit was groot, hierdie manne het iets groter gebou. Liewe vriende, ons lees van hulle in Eksodus 31 vers 2. Kyk, ek het Basaliel, die seun van Uri, die seun van Hur, uit die stam van Juda by sy naam geroep. Dit sê nou die Here sê dit vir Moses. Hy sê, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En dan gaan hy aan daar in vers 4 en 5, hy sê, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk en stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees in allerhande werk. Vers 6, en kyk, ek het Oholiab bygegee, die seun van Amasamag, van die stam van Dan, en in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak. So liewe vriende, die tabernakel moes opgerig geword het. Die verbondsark moes gebou word. Die waskom, die altaar, al hierdie dinge. Die voorhangsel moes gemaak geword het, liewe vriende. Daar is voorwerpe wat uit hout en goud en silwer gemaak geword het. En die Here sê, ek het hierdie manne by naam geroep, en ek het aan hulle wysheid gegee en insig om hierdie dinge te doen. Om die stene in goud te vas te sit, liewe vriende. Wat daar nou min kennis was daardie tyd enigstens oor. En die Here het dit aan hierdie manne net kom gee, en hy kies hierdie twee manne. By name word hulle spesifiek uitgelig, en hulle bou die tabernakel. Liewe vriende,
Dit verwonder my dat hulle name nie opgehang word in die geskiedenis van hulle wat een van die mees uitstaande geboue ooit gebou het. Liewe vriende, die tabernakel se bou en die heerlikheid en al die planne en die goud en die gewig, die koste en die silwer en alles wat daarin is geweldig groot, liewe vriende. Die Eiffeltoring se geld sal nooit eens, kom nie eens naby dit nie. Dis niks. En daar's mense wat weet wie die Eiffeltoring gebou, en die Big Ben, en hierdie brug, en daai ding, en hierdie gebou, en hierdie stad, liewe vriende. En dan moet ons nou iets verder gaan, liewe vriende. As u ding oor hierdie is gedoen, toe die Gees van God oor hierdie manne se verhouding met God reg was, het die Gees van God oor hulle vaardig geword, die Here het hulle gekies om hierdie fantastiese, wat soveel wonderlike geestelike seëninge. Wie van u het nou nog nie 'n boodskap oor die tabernakel gehoor, en die Here het nie met u gepraat nie? Die Here praat met ons deur die tabernakel. Daar's soveel boodskappe, daar's soveel rykdom, geestelike rykdom daarin, liewe vriende. En as jy dit nou moet gaan vergelyk met mense wat nie in die regte verhouding met die Here was nie, en hulle sê, ons gaan die toring van Babel bou, ons gaan hom tot in die hemel bou. En dit het niks gemaak nie. Inteendeel, dit het 'n las oor hierdie aarde gebring, want toe het ons almal verskillende tale. Maar hierdie manne, liewe vriende, hulle name word sommer so in die Bybel, ek wil weer eens sê, nie terloops genoem nie. God het dit daar ingesit, dat u dit raak lees, dat ek dit raak lees, net soos die ander manne daar in die begin in Genesis, oor hy iets vir ons wil sê. En die Here wil vir u sê, maak nie saak hoe bemind u by die wêreld is nie, inteendeel, dit is beter dat u nie bemind by hulle is nie. Dit is beter dat u onbekend by hulle is. Een ding wat die wêreld moet weet, liewe vriende, hulle moet kan praat oor u wandel met God, u verhouding met die Here. Dis wat uitstaan. Kinders van God, moenie laat die duiwel u wegtrek om soos die wêreld te wil bekend raak en die roem en die eer wat daar is, niks roem en eer daarin nie. Dis eintlik skande, teleurstelling, skok wat daar is. Maar dat u hart en die hele wese daarop gefokus is, my wandel met God. En u bewaar dit, en u koester dit. En weet jy, liewe vriende, dis dit wat gaan tel in die hemel eendag. Nie iets anders nie, dis dit wat gaan tel. Liewe vriende, ek weet daar is nou baie goeie werk wat gedoen word in hierdie wêreld ook, maar jy weet, ons gaan net beloon word, hoor mooi, ons gaan net beloon word oor wat vir die Here gedoen is, en binne sy wil gedoen is. Net dit. Word nie beloon vir al die ander dinge nie. Ons gaan beloon word vir wat ons vir die Here gedoen het. En nou die Here vir ons verskillende talente, verskillende gawes, en mense wil nou soveel maak, ek het die gawe, ek het hierdie talent, nee, liewe vriende, dit gaan nie oor jou nie, jy mis al klaar die punt. Jy kan jou gawe en talentjie aanwend om jouself te bou, jy het niks in die hemel nie. Die Here kom moedig eers kinders van God aan en hy sê, maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Dis jou fokus. Maak vir jou skatte bymekaar in die hemel. En liewe vriende, ek wil dit weer beklemtoon, Henog het vir hom skatte bymekaar gemaak in die hemel. Hy het met God gewandel. En mag u vanaand sê, Here, 365 jaar het daardie man met u gewandel, ek kan seker elke dag van die jaar met u wandel. En God wil hê dit moet gebeur. Mag die Here u seën en sy doel bereik. Amen. Kom ons gaan tot die Here nader, dan bid ons net saam. Ons dierbare Here, ons kom buig voor u in hierdie oomblikke en ons weet, daar is geen taak wat u vir ons gee op hierdie aarde wat te groot is nie. Die taak om die ark te bou, Here, 'n geweldige taak, maar dit was nie te groot nie. U kind het dit gedoen, want hy het met u gewandel. Toe die tabernakel gebou moes word, Here, het u kinders dit gedoen, want hulle het met u gewandel. En so kom u na ons toe ook, en u weet in die tyd waarin ons lewe, inteendeel, u vergelyk hierdie geslag juis met die geslag van Noag.
En Here, en U het vir ons ook 'n taak en 'n roeping, en U sê vir ons, hou julle wandel onder die heidene skoon. Wandel in heiligheid. Konsentreer op jou verhouding met my. Here, terwyl U dit vra, mag ons hart daarop rig, om opnuut so met U te wandel. Want ons weet, Here, dis dit wat wêreld sal oortuig. Dis dit wat die hardste man kan breek, dat hy tot bekering mag kom. Dis dit wat die hardste sondaar, Here, onder sonde oortuiging kan laat bring, en dan kan tot bekering kom. En dat ons nie ander wêreldse weë en wyses volg nie, Here, nee. U roep tot ons as U kinders, om 'n ware, egte wandel met U te hê. Dit sal die wêreld omkeer. En ons bid daarvoor, Here, hou ons trou, en dat U verheerlik sal word. Dankie vir die instandstelling wat U ook vir ons gee, dat ons so kan wandel tot eer van U naam. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons gaan afsluit met daardie lied, soos hy daar is, Search me, O God, and know my heart today. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Lord, and know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me, and cleanse me from every sin, and set me free. Gaan in vrede, as jy vrede van die Here het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.